tot diepte van die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is die weë van God. Heilig, heilig, heilig is die Here. Amen. So, ek wil vir julle welkom sê by hierdie preek vandag. Ek hoop die Johannes briewe het aan jou hart gevat en die tentpenne ingeslaan. Ons is besig om oor die 4 tentpenne te gesels wat 'n mens in jou tentjie moet inslaan as die storms kom, jou geloofstentjie, en vandag gaan ons kyk na die 4de een wat die gees van die waarheid is. Nou, hoe mooi hierdie briewe ook al is die agtergrond nogal hartseer, net soos vandag. Dat hulle ondervind dat 57 jaar na Jesus weg is daar mense, kinders en ouer mense wat hulle geloof verloor. Dis ook toevallig waar die Hebreërsbrief vandaan kom van Jode wat in die kerk was en toe besluit het hulle gaan maar weer Jode word en dan's daai brief hulle geskryf. Maar Johannes skryf hierdie en dit het in Efese gebeur. Hy en Maria het ons die moeder van Jesus in Efese gaan bly. En hy sien dit daar en dan sien hy die trend is dwars deur die kerk eintlik. Hy het vir Paulus mos nou geken. Paulus was ook daar gewees. Maar dan skryf hy hierdie pragtige brief. Eintlik die eerste een is so mooi, die tweede en die derde en vertel eintlik maar van die probleme wat daar is. En dan sê hy, jy moet onthou dat geloof is soos om in 'n tentjie te bly saam met Jesus. Hy sê ook in 1 Johannes 1 vers 14, ek gaan weer my tentwoning kom maak by julle. Ek kom weer bly by julle. Net soos God in Eksodus 25 vir Moses gesê het, ek gaan nou weer by julle begin bly, en toe moes hulle nou die groot tent gemaak het, wat die tent van ontmoeting was, of die tabernakel, ons het dit beleef. En nou weet ons dat Jesus se tent is nou eintlik in jou hart. Want dis die tempel, het Paulus gesê. Maar as jy nie jou geloof oppas nie, dan gebeur dit met jou tent. As die stormwinde kom van ongeloof, van twyfel, dan waai jou tentjie weg. En dan is jy sonder tent en dan is God nie meer by jou nie. Niks om te lag eintlik nie. Toevallig. Nou sê Johannes, hy praat met die mense wat weg is nie. Hy praat met die mense wat agterbly. En sê as jy nie hierdie belewenis wil hê dat daar gaan jou tentjie nie, dan moet jy hierdie 4 tentpenne moet jy sorg dat jy dit inslaan in die 4 hoeke van jou tent. Jy weet as een van hulle oplig dan ruk dit die ander uit. Jy weet so al 4 is belangrik, maar Rian van Niekerk, ek het altyd gedink die van Niekerk se snaakse van, dat 'n ou nou in die kerk sit as van is nou van Niekerk. Maar ek dink jy het my gesê in die Nederlands was dit van Nuwe Kerk. Dis die Nuwe Kerk. So eintlik is dit gepas. Sê Rian by ons Sedeboomgroep nou die dag, hy dink die agape liefde wat ons laasweek hanteer het, is eintlik is vir hom die een wat in die storm se kant staan. As jy dit kan verstaan dat God jou gemaak het om jou lief te hê, hy sê dis die groot pen. En dit is so, as daai pen jy dit verstaan en jy verstaan dit omdat jy die vos in jou lewe het wat sê jy verstaan wie God is en wie jy is en dat jy eintlik deur hom volledig mens kan word en dat hy die ewige lewe gegee het wat jy nou al die gawes wat in die hemel is op die aarde kan beleef soos jy dit kan beleef. Dan sê hy daai tente is belangrik. Maar hier kom nou die laaste tent. Iewers in jou lewe, het gaan met almal gebeur as dit nog nie met jou gebeur het nie, begin jy wonder, maar is hierdie goed waar? Net skielik, is die ewige lewe, is dit waar? Is hierdie goddelike lig wat skyn, is dit sy lig? En die agape liefde, het God my regtig lief, vir alles is baie sleg gaan met jou. En as jy hierdie pen uittrek van die waarheid, is dit waar, dan die groot moeilikheid. En ek wil vandag vir sê, het gaan met jou gebeur, en dit het 10 met baie van julle gebeur, en dan moet hy hom intrek. Ok, so jy weet, hierdie is 'n kritiese vraag vandag. Is dit wat jy glo waar? Die vraag vandag is dan wat is waarheid? En wat het dit met geloof te doen? En jy weet so, ek wil regtig jy moet saam met op hierdie reis gaan, want dit gaan vir jou goed wees as jy aan die ander kant uitkom, en jy weet wat dit is, vir die dag as die wind jou tentpen wil kom uittrek. En dan die laaste vraag is wat doen hierdie waarheid aan my, as ek dit het? Weet, hoekom is dit die moeite werd? Maar in die middel is eintlik die ding wat ons moet kyk is,
waar vind ek die waarheid? Waar kry ek dit? Okay. So, die teks wat ons gaan gebruik, is Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 20, hy sê, julle is met die Gees gesalf, is 'n geskenk wat hy vir julle gegee het, salf beteken kom uit die hemel uit, en julle ken die waarheid, oor alle dinge, in die kerk, in die Bybel, maar ook buitekant, en hy sê, daai goed moet jy vastklou, en vir jouself hou. Okay, nou is die vraag, wat is waarheid? Want ons moet die goed bietjie nou dissekteer. Nou is dit interessant, die hele reeks, was hy elke keer 2 woorde vir byvoorbeeld, maar aardse liefde is ons nou phileo en eros en storge. Maar die geestelike liefde is die agape liefde. En so kan ons nou aangaan, lig het te doen met helios wat die son is, terwyl die goddelike lig is phos. Maar interessant, die Griekse woord vir waarheid is dieselfde vir op die aarde en in die hemel. Wat hoekom? Dis die woord aletheia. Is hier niemand met 'n naam van aletheia nie? So dit beteken eintlik waarheid, so Sophia, Sophos is waarheid. So, en wat beteken dit? Waarheid is dit. Dis 'n betroubare getuienis oor wat werklik gebeur, dis die waarheid. Waarheid is 'n betroubare getuienis oor wat werklik gebeur het. Okay, want werklik gebeur, maar die vraag is dit waar? As jy dit oorvertel dat dit gebeur. So, kom ek verduidelik dit so. Ons was al almal in ongelukke gewees, en jy hoef nou nie jou hand op te steek wie dit al beleef het nie. So, wat daar gebeur, mense verskil daaroor. Die vrou sal sê, die man het voor my ingery, hy sê, jy het in my vasgery. Dit is 'n rooi brief op 'n groen brief, en dit maak of jy nou weer versekering gaan hê. So gelukkig vandag, het ons nou kameras ooralste, en jy het 'n dashcam en goed, so wat jy op die dashcam kyk, is wat daar gebeur het. Wat gebeur het gebeur, verstaan jy? So mense verskil daaroor, maar die dashcams help. Maar wat is daar nie 'n dashcam was nie? So wat dan? Dan sê die wet, jy kyk dit so, as ek sê sy het in my vasgery, en ek het twee getuies, wat my weergawe kan staaf, dan aanvaar hulle dit. So, en weet julle, so dit is wat waarheid maak, is die getuienis wat sê dit is wat gebeur het. Okay. Weet julle waar kom dit vandaan? Hierdie was 'n ou probleem gewees in Moses se tyd. So hierdie idee kom uit Deuteronomium 19 vers 15. So as jy wil claim dis die waarheid, moet jy twee getuies hê, nie wat jy omgekoop het nie. Okay. So hierdie is 'n belangrike ding. So waarheid is dit wat gebeur het, en dit wat getuig word daaroor is eg. Okay, hou dit vas. So, wat is geloof? Geloof is twee goed. Dis 'n kennis en dis 'n vertroue. Dis 'n kennis van wie God is, wat hy gedoen het, en is 'n vertroue dat dit waar is. Dis geloof. Dis 'n kom in die Heidelbergse katekismes. Weet, is 'n bietjie baie koud en klinies, maar dis eintlik wat dit is. So as jy glo, as jy sê jy's 'n Christen, dan glo jy die definisie van die Bybel van wie God is, van die storie, die Mandorla storie wat God vertel, dat ons verlore gegaan het, hy gered is, en al die goed, dat die hemel daar is, en wat ons net nou gesê het, van die vos, en die ewige lewe, en jy vertrou, dat hierdie storie, hierdie weergawe van die werklikheid, is die ware werklikheid. Dit is geloof. Nou is die vraag, hoe weet jy dis waar? Is baie mense wat dit nie glo nie. Die Jode glo nie ons storie, die moslims glo glad nie, die Christene storie nie, en Hindus nie, en ander heidene glad nie. So moet nie dink almal glo die storie nie. So, hoe weet jy dis waar? 3 getuies. Jy het 3 getuienisse nodig. Ja, wel, dis wat die wet sê. Dan weet jy, dis waar. Nou sê Johannes, daar is inderdaad 3 getuies hieroor. Hy sê, die wat getuig oor die waarheid volgens die Bybel, is die Vader, die Seun en die Gees. Dit klink beautiful. Maar daar is 'n probleem daarmee. Waar hoor ons wat die Vader, die Seun en die Gees gesê het oor hulle self in die Bybel? Is dit nie so nie? Maar dis nie vir almal genoegsaam nie. Dis soos julle vir my vra, of ek sê vir julle, ek is eintlik 'n baie goeie mens. Sê, is dit so nie? Sê ek ja. Dan sê hulle, so jy getuig oor jouself eintlik nou, sê ek ja.
Is daar enigiemand anders wat kan staan vir jou 'n goeie mens is? Buitekant, die mense in die familie wat weet hulle nie sê is 'n goeie mens nie, dan slaan jy hulle. En eers as daar dan nou getuies voorkom, dan is ek nou waar. So, ek wil nie vandag eens na die Bybel gaan kyk wat die Bybel sê oor God, nee. Want, jy weet, dis soos die Bybel getuig homself. Ek bedoel, dit is God se boek, so jy weet, dis bietjie, verstaan jy die probleem. So, en dis wat gebeur met mense wat nie meer glo nie. Weet, hulle sien die dinosourusse, en hulle kom eintlik agter die aarde, is die ek sien 7 dae gemaak, dalk nie, en is die Bybel nou waar, en as die Bybel nie waar is nie, en daar's nou verskillende stories, ekskuus wat verskil in die 4 evangelies, en skielik sê hulle, maar jy weet, is hierdie boek ooit 'n Bybel? Ek bedoel, wat is dit hierdie? En dis waar die twyfel begin. So, kom ons vra vandag vir onsself, is daar enige ander getuienisse buite die Bybel? Ons speel duiwelse advokaat, want as hy wat jou in elk geval, hy trek die 10 penne uit. En dan is daar 3 ander bronne wat getuig oor die 3 bronne wat Johannes sê, as jy hulle glo, wat in die Bybel staan, dan is dit waar. So as ek kan bewys, dat die Vader bestaan, dat Jesus daar was, en dat die Heilige Gees daar is, buite Bybels, dan kan ons sê, as ons weet hulle is daar, dan kan ons ook glo wat hulle sê, en dan kan ons die Bybel glo. Verstaan julle? OK. So wat se bronne is daar buite die Bybel oor die Vader? Wat sê hy is daar? Die eerste bron wat vir die Vader vir ons gee, is die natuur. En ek gaan vir jou 3 buite Bybelse bronne aandui, wat vir jou sal help om te verstaan, die Vader is daar. Dan, waar kry ons die getuienis dat Jesus daar was? In die geskiedenis. So ek gaan vir jou 3 bronne gee, buite Bybelse bronne wat sê Jesus het geleef. En hoe weet ons die Heilige Gees is daar? Dis nogal moeilike, nee. Maar goed, die wind, as jy die bome sien beweeg, dan is dit either 'n spook of is die wind. Ons kan nie die wind sien nie, maar nou verklaar hulle vir ons as wind en jy voel die wind en jy sien dit waai. So ek gaan vir julle die getuienisse buite die kerk gee vir mense wat binne die kerk gekyk en sê maar hier is iets vreemds aan die gang. Maar hulle weet nie wat dit is nie. Jy kan nie vir 'n ou wat nie vir God ken vra, jy weet hoe lyk die Heilige Gees nie. Hulle weet dit nie. Ons sukkel alselfs daarmee. OK, so ek gaan by elkeen van hulle vir jou 3 getuienisse gee. Hierdie is skiet goed vir jouself eendag as die mat onder jou uitgetrek word. En dan gaan ek vir so hier en daar net omhaak aan Bybelse goed, jy weet. So hierdie is eintlik 'n onbybelse Bybelse preek. Dis eintlik wat dit hierdie is. OK. Goed. So wie wat het Jesus nou gesê? Johannes sê, hy sê, die Seun het gekom om ons verstand te gee, om die ware God te kan ken. Binne die Bybel, maar ook buite die Bybel. OK. So ek is ook binne die riglyne van die Bybel as ek nou hierdie preek vir gesê. Kom ons begin met die Vader. So ek het op 'n stadium ook getwyfel of hy nou daar is. Of daar God is. Want daar's mense wat sê, daar is jy God nie, dit het maar met die Big Bang gebeur, en toe was daar nou intelligensie, en so het alles ontstaan. Is nie eintlik Darwin wat dit gesê het, is eintlik ander ouens wat dit sê. So toe sien ek 'n suiwerm. Wie van julle het al suiwerms gehad? Steek op jou hand. Ja. 'n Suiwerm lyk so, hulle spin sy. So in ons dorp, ek het in Peru groot geword, dan moet jy gaan koop nou klein wurmpies by iemand. Dit kos nogal duur, soos jy klein eiertjies kan hê. Dan moet jy vir 'n tannie wat jy kan hom of beetblare laat eet of hulle eet moerbeiblare. Nou gaan jy na in die moerbei-tannie en dan gaan pluk het en sit in die yskas en dan sit jy hom so neer en dan sien jy word al hoe groter daai klein wurmpie. OK. Maar jy moet daai blare almekaar vervang, anders vrek hulle. Dis ook tragies. Dit is die eerste keer wat jy met dood te doen het. Dat jy die arme goed nie jy weet ons hulle dood. OK, maar as jy dit reg kry, het hulle groot word, dan word hy so groot wurm so jou vinger. Man en hy eet jou uit die huis uit, maar ek bedoel, jy weet, die tannie vra nooit eintlik geld vir die boom, so jy pluk en pluk en pluk, en op 'n stadium word hy geel. Dan begin hy spin. En as jy dan jy vat gewoonlik so 'n blikkie en dan sit jy 'n haartjie bo op hom, en dan sit jy daai wurm bo op jou, en dan begin hy daai haartjie vir jou spin.
Ek het eintlik eendag van my Bybel, ek was nog gebring het, en dan, as hy klaar is, dan haal jy hom van die papiertjie af, dan het jy so 'n sy hartjie wat jy in jou Bybel kan sit, of vir jou meisie kan gee, wat niemand anders kan maak nie, is net sywerings. Nou sywerings, en daarna word hy 'n papie, hy begin net so verkleer, dan word hy 'n papie daar in die middel. Maar, wat nou eintlik in die natuurlike wêreld gebeur, die sywerm, hy begin hom net toespin op 'n stadium. Ek weet nie hoeveel, ek was eintlik gekyk het, miljoene thread het hy daar nie. Dan spin hy hom toe, dan sit 'n kokon. Daai kokon, my liewe vriende, kan jy nie met 'n naald deurdruk nie. Jy kan nie glo. Jy kan met 'n hamer slaan as jy wil, maar jy kan nie 'n naald daar vat en deurdruk nie. Dit sê hom warm maak. Dit is so 'n digte kokonnetjie. Nou wat die ouens wat sy maak doen, hulle gaan na die tyd en dan gooi hulle dit in warm water en dan kry hulle 'n lintjie, dan rol hulle dit af. En so maak hulle sy dasse, sy klere, sy matte. Dis 'n groot bedryf as jy gaan kyk in Turkye. Maar dis nie wat ek eintlik wil vertel nie. Ek wil nou eintlik vertel wat volgende gebeur. Want dan kom daai papie verander in 'n mot. Ou klein, ou sagte, ou wit mooitjie. Hy kan nie vlieg nie, maar sy vellie of sy vlekjies is soos 'n skoenlap, as jy hom vat dan skeer dit. Jy kan nie eintlik in die mot vat nie aan sy dood. Hy's 'n ou piepklein, pieperige, sagte dingetjie. Ek weet, hy is mos nou gemaak deur die Here, maar ek wil dis, en dan lê hy net eiers aan dood hy. Okay, dan is hy gaan. Nou hoe dink jy, klim daai mot by daai kokonnetjie uit? Vertel jy dit vir my. Kom ek sê vir jou. So, as daai mooitjie klaar gegroei het, nee, dan check hy daai, kyk hy so, dan maak hy, dan spoeg hy suur, wat in sy lyf is, op daai, sy, en dan vrede dit weg, so zzz, en dan sal 'n maase gat, en dan klim hy deur, en dan gaan hy sy eiers lê. It's amazing. So sê jy nou vir my, hoe dit van self gebeur. Jy weet, ek wil die sywerm het my oortuig dat God daar is. Elon Musk sê ook, hy is mos nou die slimste ou. Die ou wat dink God is nie daar nie, hy dink nie. Daar is 'n God. Hoe anders? Hy is die groot ingenieur wat alles bepaal het. Maar kom ons gaan verder. Hy het die aarde gemaak, dis die tweede bewys. Die aarde lê teen 'n gradiënt van 23.5 grade. As daai aarde so gelê het, soos ons alles moet mos nou haks wees, dan het jy nie vandag hier gesit nie. Want dan draai hy so om die son, ons draai ons om die son, en hy gaan heeltyd so daai, nou draai hy so om die son. So as hy reg so om daai, wat dan gebeur, die ewenaar, waar ons bly, is so warm, dat jy nie kan eintlik, jy kan nie lewe wees nie. En die pole is so koud, dat daar ook nie lewe kan wees nie. Daar is ook nie seisoene nie. Dit is, dit is net 'n kwessie van tyd, dan spin hy uit sy baan uit, nou het God hom so getal. So wat het ons nou? Ons het seisoene. En hierdie mot het seisoene, want die bome dra net op 'n sekere tyd, het hulle die grasies daar, soos in die somer in Suid-Afrika, in die lente, dan kom die gras uit, en dan die bokke kinders. En selfs, ons het in die Parel gebly, daai wingerde moet doodgaan van koue, en die pruimbome, en dan bloei hulle, en dan sal blossoms. So seisoene gee lewe. Seisoene maak dat die pole nie so koud is nie, en dat dit nie oral ewe warm is, so die water in ons aarde vloei. Daar's vloei van water, amper soos in jou liggaam, in jou niere moet al die water vloei, en dit maak dat daar seisoene is, dat daar variasie is, dat die voëls gaan heen en weer, en vat saad met hulle saam, daar's 'n reënval wat verskil, en so leef ek en jy nou hier vandag. Vanself, lekker. Dit wil ek sien. Dis die enigste bal wat so draai, hulle kry nie 'n ander bal wat draai nie, daar's nie 'n ander lewe nie. Daar's 'n God. Maar kom ons gaan nog verder. Jy het bloed wat in jou are vloei, daar volgens is jy dood. En jy weet eintlik net, as daai bloed te dun word, dan bloei jy jou dood. As daai bloed te dik is, dan gaan staan dit soos 'n sluk. Dan is jy ook dood, of dit maak klonte en dan gaan jy dood, verstaan jy? So, en die kan ons nou gaan, jy weet, ek wil sommer net hier as jy daarna kyk, die pH in jou bloed, die suur, soos 'n swembad. As 'n swembad nie pH het, dan word hy groen en dan kan jy nie daar swem nie. As jy te veel het en jy spring in, dan is al jou hare en jou velle van jou lyf af. En net so gaan dit hier binnekant by jou. As daai pH
uit 7.35 of bo 7.45, then you die. As jy dit wil toets, is jy baie welkom, dan kan jy, iemand kan getuig daarvan. So kan ons aangaan, dieselfde met suurstofvlakke, as jy te min suurstofvlakke het, en onthou, die yster dra in jou bloed die suurstof aan. As daar nie yster is nie, dan begin jy moeg voel, en later gaan jy dokter toe, en gee vir jou 'n klomp rosantjies, hoep, wie gaan jy weer, verstaan jy? As jy te veel suurstof het, dan jou longe kan dit nie vat nie, en dan dood jy ook. En hier kan ons nou aangaan, elektrolyte weet jy ook. As jou elektrolyte daal, dan weet jy ook die, jou kop raak deur mekaar, jy weet nie laat waar jy weer is nie, en suiker is nog erger. As jy suiker geweldig laag val, dan begin jou hart, jy het suiker nodig, dan het jy skade, dan is dit te hoog is, die mense met suikersiekte, later is hulle blind, en hulle gaan dood, jy moet dit beheer. Ok, so weet hierdie ding gedoen, dat ons in die balans is, die Vader, hy is die skepper. Waar lees ons daarvan? Hierdie is die 3 bewyse buitekant, jy kan nog baie gaan haal. Wat sê die Bybel? Hierdie een wat geskep het, want ons sê nou goed, ek aanvaar nou, dat daar is 'n creator of 'n argitek buitekant, wat ek nou nie van geweet het, en buite die Bybel nie, dan sê die begin van die Bybel, hierdie God het 'n naam, en sy naam is Elohim, wat toevallig 'n meervoud is, eintlik. En hy sê later, dit is nou, want sy gees was daar, en ons hoor later in Johannes, dat hy die seun geskep het, maar sy naam is Elohim. En die hele eerste hoofstuk, en die tweede hoofstuk van Genesis, vertel eintlik, is 'n gedig van die skepping. Die 7 dae, weet ons in Hebreëus sê dit, God was betrokke by hierdie skepping. Dis nie presies hoe het gebeur het nie, want God was mos nou eers lig, vos, en later die hemel en die son en die maan gemaak, so is 'n gedig. Miskien het dit net so gebeur, ons weet nie. Maar dis nie belangrik hiervoor nie, belangrik is dat Elohim het alles geskep en het jou ook geskep. Wat sê Dawid in Psalm 8? As ek so na die son en die maan en die sterre kyk, wat U met die vingers geskep het, wie is ek dan? En dan sê U het my net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak. Dit staan daar. Dawid was 'n besondere mens wat in zink met God gewees het. Ek bedoel, hy het niks van die kennis gehad wat ons nou sê, hy het dit net geweet. Jy het dit en jy het vir Dawid. En dan Johannes 1 en 1 Johannes 1 begin, Johannes 1 begin sê, in die begin was die woord daar, en die woord is by God, en die woord was self God. En deur hom het hy alles geskep, niks het sonder hom ontstaan, en hom was daar lig, en die lig was die lewe vir die mense, en dit was liefde. En dis hoekom ons hier is. So, is ons nie gelukkig nie. Ek bedoel, ons kyk na al die goedjies, boe, my bloed, en nou weet ons ook wie dit is. En nou sê Jesus, hierdie God kan jy Vader nou. Uit hom is ons gebore, en ons gaan eendag terug na hom. Dit is jou hemelse Vader. So wat sê ek nou na ek na hierdie goed kyk? Wat weet ek? God is daar, en hy het geskep. Ek weet dit is waar. Ek wil die 3 getuies het dit vir my gesê. Wat lees ek in die Bybel, wat die geloofsboek is? Wat getuig oor God? Dat daai God, die skepper God, is my Vader. En ons het net nou gesing tot hom. Dis wat jy moet troetel. Dis die eerste een. Kom ons praat van Jesus. So, daar's baie vrae of en buite Koran in die moslimlewe of Mohammed ooit geleef het, en is 'n baie goeie vraag, want in die tyd wat Mohammed geleef het, supposedly 632 was daar op geen kaart van daai tyd 'n Mekka nie. Was daar Nasaret? Ja. Was daar Jerusalem? Ja. Was daar See van Galilea? Ja. Was daar Tiberias? Ja. Was daar Kapernaum? Ja. Maar kom ons los dit nou. So kom ons vra, is daar iemand buitekant die Bybel wat gesê het, Jesus was daar? Flavius Josephus, jy moet hierdie onthou, want dit is belangrik as iemand jou ooit vra. Hy het gelewe in die jaar 93 na Christus gebore is. Hy was die voorste Joodse geskiedskrywer. Hy het sy bekende woorde sê Antiquities of the Jews. Daar skryf hy, is eintlik 'n langer gedeelte. Daar skryf hy, at this time there appeared Jesus, a wise man. He was the Christ. Pilate condemned him to the cross. En hulle het nou ook al gegaan en Flavius so goed uitmekaar probeer trek en gesê, later is dit ingesit. Wat geskryf is geskrywe, en op die ouend het hierdie woorde is definitief die hom geskrywe. Tweede een,
net so 'n bietjie naby, Tassie, kom ons sê nou maar, goed, hy's 'n Jood, hy's nie 'n Christen gewees, hy's 'n Jood gewees. Maar kom ons gaan verder. Tacitus, 116 jaar na Christus. Hy's die grootste geskiedskrywer in Rome. En in sy annale skryf hy die volgende. Christus, want dis eintlik 'n Griekse woord, Christus, from whom the same Christians had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate. Okay, daar een, gaan ons. Pliny the Younger, hy was ook 'n skrywer en hy's 'n ondersoeker vir die keiser gewees en hulle het mos nou 'n probleem in die Christene gehad en nou skryf hy aan die keiser Trajan en hy beskryf die Christene as volg. Hy sê, meeting before dawn, singing hymns to Christ as a God, refusing emperor worship. 3 getuies buitekant die Bybel. So, 3 getuies. Nou het ons 'n Bybel. Hoeveel evangelies is in hierdie Bybel? Die goeie nuus. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, daar's 4. Nie 3 nie, 4. Inteendeel, as mens mooi kyk, en ek kan nie sê hulle is geskryf deur mense wat geken het, Jesus geken het, of mense wat mense geken het wat Jesus geken het. Soos Lukas is geskryf deur iemand wat Jesus nie geken het nie, maar hy het met Maria gaan gesels, wat die moeder van Jesus was, hy het met Johannes gepraat, hy het Petrus goed geken, hy het vir Paulus goed geken. Paulus moes nou vir Jesus gesien. En dan, as ons het Jesaja nou net, Jesaja is die 5de evangelie, ek bedoel, hy het 700 jaar voor Christus al hierdie goed gesê, en daar gebeur dit. Maar kom ons los dit nou daar, maar daar's 4 evangelies. Kom ons praat oor die opstanding. As daar net 3 mense is wat Jesus gesien opstaan het, sou dit great gewees het. Is dit nie? Hoeveel het hom gesien? By 13 geleenthede het mense hom gesien. 13 geleenthede. Dit staan nou in die Bybel. Ons weet, eerste Maria Magdalena, julle ken Thomas, hy het sy vinger in sy sy gedruk. Dan sê Paulus, op 'n stadium het hy verskyn en daar was 500 mense wat hom gesien het. Paulus het hom ook gesien. En die Emmausgang is 'n ander bekende ene. Het hy opgestaan? Is daar bewyse daarvoor? Hoeveel hoef daar te wees? 3. Ja, hy het opgestaan. So wat sê ek? Ek weet Jesus het geleef. Maar ek weet ook, hy het opgestaan. En Paulus sê dit verander ons as gelowiges. Nie feit dat hy geleef het nie, maar dat hy opgestaan het. Verstaan jy? Geloof is kennis en vertroue dat dit waar is. Ek sê die goed vir jou, die dag as die twyfel kom, dan moet jy hier aan dink. Kom ons praat oor die Heilige Gees. Nou, niemand wat buitekant die kerk is, gaan die Heilige Gees verstaan nie, maar hierdie Pliny the Younger, wat nou vir die keiser geskryf het, hy sê, wat my verbaas van hierdie Christene. Onthou, die Christene was toe 'n sekte gewees, wat hulle doodgemaak het, hulle het aan pale gehang en doodgemaak. Hy sê, hulle het 'n sterk geestelike verbondenheid aan mekaar. Hulle het 'n morele reinheid. Hulle het moed vir die vervolging. Hulle hou nie op om te glo nie, en het 'n vaste geloof. En wat is dit wat die Heilige Gees mee doen? Hy doen dit met jou. So hy getuig dat hy die Heilige Gees sien werk. En hy was geen Christen gewees nie. Justinus de Mater was 'n Christen gewees, maar hy skryf in sy eie annale 150 jaar na Christus, dat die Christene glo die Gees werk steeds, hy's nie weg nie. Want die profetiese gawes bly tot vandag toe onder ons. Mense kan opbeer, kan die woord vir ons bring en profeteer wat met ons gaan gebeur. En dan, die derde, miskien is dit die sterkste getuienis van die Heilige Gees, is hierdie boek. 66 boeke. 1500 jaar gevat om te skryf deur 40 skrywers. Verskillende tye gewees. Hoe is dit moontlik dat hierdie boek so kan wees? Hoe is dit moontlik as jy na hierdie boek kyk, dat daar 63.799 kruisverwysings is, waarvan die bestes eintlik uit Jesaja uitkom. Wat Jesaja sê, ek het dit gesien, dit gaan wees, Jesus gaan gebore word, hy gaan gemartel word, hy gaan gegeesel word, hy gaan gekruisig word, en hy gaan opstaan. En dan gebeur dit net so. Ek bedoel, wat 'n ander boek het jy in jou lewe dit gesien? Hierdie is die mees unieke boek wat daar op die aarde is. Hoe is dit moontlik? Die Gees van God was van die begin af daar. Ons lees die eerste mens op wie die Gees gekom het, was Besaaleel gewees. Toe God vir Moses gesê het,
weet jy, met tempelbou te sê, hoe gaan ek dit regkry? Ek kan nie, weet ek het net 5 duime gekry, sê toe maar Basaliel, my gees sal op hom kom, en hy sal alles kan doen. En van daar af gaan dit aan, ons lees in Jesaja, dat hom die Heilige Gees begin noem, en ons weet, hy was op Dawid, hy was op Saul, hy was op Samson, hy was op hulle almal gewees. En nou is hy by ons, en dis wat hy gedoen het. En hoeveel mense vandag is in die kerk? Of kom ons praat eens oor die Bybel. Hierdie boek is die boek wat die meeste verkoop het in die wêreld. 5 biljoen eksemplare van die Bybel is verkoop. Gekoop deur iemand om te hê. En hoeveel mense is vandag Christene? 3 biljoen mense. En hoe word jy Christen? Die Heilige Gees oortuig jou, wat? Dat God daar is. Hy oortuig jou dat sy seun gekom het om jou by hom te kry, en dat hy in jou wil bly, en dan word jy 'n gelowige. alles wat die waarheid is, oortuig en jy vat dit. In die Ou Testament word die Heilige Gees 100 keer genoem. In die Nuwe Testament 375 keer. So, wat weet ek? Die Heilige Gees se werke is sigbaar. Wat beleef ek en wat glo ek? Die Heilige Gees bly binne in my. As ek vir kinders vra kom glo, hulle sal altyd vir jou vertel dat dit en dit het gebeur en wat gebid en toe vind dit plaas. Ons ervaar ons nou nie ding. Maar partykeer is jy baie, want ervaring is ook 'n gevaarlike ding. Partykeer voel ek nie my vrou is lief vir my nie, maar ek weet sy is lief vir my. Daarom kan jy nie hoe jy voel opstaan, jy moet vir jou sê, wat weet jy? Hoeveel getuies is jy van? En dis die getuienis. Nou, Johannes sluit sy brief af. Hy sê, die volgende goed weet ons. Hy sê, hou daaraan vas. Hy sê, ons weet, in Johannes 5 vers 19 vers 20, dat ons aan God behoort. Ek het nou 'n ander vers bygesit, wat hy gesê het vroeër, en onthou, jy het lief, want hy het jou eerste lief gehad. Hy het ons baie, hy sê, jy weet dit. Jy weet dit, hy sê dit vir jou, jy beleef dit, ander mense sê dit, jy sien dit by hom, dis waar. Tweede ding, die Seun het gekom om ons verstand gegee, sodat ons die ware God kan ken, sodat jy hierdie preek vandag, dat ek het vir jou kan gee, dat jy het kan verstaan. Hou vas en hou vas aan die waarheid. Dis getoets. Hy sê ons leef in en deur God en sy Seun Jesus Christus, en dit is die wingerdstok van Johannes 15, ons is ingeplant in hom. Dis hoe jy vrug dra. Dis waar die liefde vandaan kom, ons is anders as ander mense. Onthou dit, hou daaraan vas. En dan sê hy is die ware God. Nie geld nie, nie besittings nie. Hy is die ware God. Hy is die een wat altyd daar gaan wees. Hy is die een wat vir ons gegee het, die ewige lewe. Nie net eendag nie, maar nou. Hy sê hou daaraan vas. Maar dit sal net iets wees wat jy aan vashou. As jy besef dis 'n rykdom. Dis die rykdom wat jy aan moet vashou. So waar pas dit in geloof? Hoe weet ons alles wat ons nou gesê het is waar? 3 getuies. Want geloof is 'n kennis van God, wat hy gedoen het, en 'n vertroue dat dit waar is. So al wat ek jou vandag vra, het jy vandag iewers 3 getuienisse gesien, en getuies gesien, dat die geloof wat jy glo waar is? En as jy antwoord ja is, dan moet jy nou vrede belewe, op hierdie dag. Of jy my na die tyd kom sien, dan kan ek dit weer vir jou vertel. Of kyk die video. Ek weet nie wat om verder te sê nie, want sê Johannes, as jy hierdie 4 penne, en iemand, julle kan maar hierdie kom haal, as jy wil na die tyd, as jy nodig het om het bietjie te hang om jou nek of so, maak actually 'n kruis, ek het dit iewers te gewys, dat hierdie, hulle maak 'n kruis, nie daar. 3 van hulle maak 'n kruis, jy het nie eens eintlik 4 nodig hê. Maar ons het 4 penne, nee, as jy dit het. So, dan kan die wind maar waai, die wind kan maar waai, maak nie saak nie, my tent hou vas, en ek het 4 penne, en ek weet, ek is nie bang nie. Kom, bring dit aan. Okay.